Asai, welkom. Die wat my nie ken nie, my naam is Kobus en soos Stefan gesê het, ons is nou vir die afgelope 4 weke besig in die boek van Jakobus. Nou net 'n bietjie inligting van Jakobus. Die wat nou al hier was, ken al die storie, maar Jakobus was Jesus se broer. Maar hy het aanvanklik nie aan Jesus geglo nie. Eers later, toe Jesus na hy gekruisig is en opgestaan het, toe verskyn Jesus aan Jakobus en Jakobus kom radikaal tot bekering. Nou, as ek sê radikaal, imagine jou boetie of jou sussie sê vir jou, hulle is die seun van God en hulle sterf voor jou en hulle staan voor jou. Dit is nie meer Jesus my boetie nie, dit is Jesus my koning. En Jakobus was ook die leier van die kerk. Hy was aanvanklik die Joodse gelowiges wat tot bekering gekom het en in Jesus begin glo het. Dit is sy gemeente vir wie hy preek. Nou Jakobus is 'n baie praktiese boek. It's a how-to boek. Hoe om 'n Christelike lewe te leef. Nou of jy lank die pad volg en of jy nou onlangs eers tot bekering gekom het, dis 'n boek wat jy kan gebruik. Nou ons het begin met hoofstuk 1. Stefan het begin praat en ons het daar gepraat oor hoe om soos Jesus te wees. En toe het ons in hoofstuk 2 gegaan, hoe om te glo, waar ons gesê het, jou geloof en jou dade moet ooreenstem met mekaar. En dan hoofstuk 3, laasweek het Stef gepraat, hoe om te praat. En vanaand gaan ons kyk, hoe jy jou moet onderwerp aan God. En dan volgende week gaan Stefan afsluit vir ons. Nou net as inleiding, ek weet nie of enige een van julle al ooit gesit het met tandpyn nie. Ok, hier is so 'n paar mense, hulle weet waarvan ek praat. Dit is sommer dadelik daai, nee. Nou, tandpyn, en ek praat nie net van net tandpyn, ek praat van daai skerp tandpyn, daai wat so klop. Jy kan aan niks dink nie, jy kan aan niks anders fokus as die tandpyn nie. En dan gaan jy gaan kry vir jou pynstillers, en jy gaan sit allerhande, daai goed wat die babietjies op hulle tande sit, daai poeiertjies. Key-gel, dankie, of T-gel. Maar die probleem is, die pyn gaan nie weg nie. En as dit nou so sleg raak en so erg gaan, dan gaan jy tandarts toe. En dan is dit 'n gestoei. Want as daai tand vasdruk is ongemaklik, maar as daai tand uit is, dan is die pyn weg. Onmiddellik. Ek weet nie, as jy van tuin maak hou, ek hou baie van tuin maak. En ek weet, Stefan het nou vir my gesê, hy is ook nou in die tuin, he's becoming like me. Maar as daar onkruid in 'n tuin is, jy kan daai onkruid afsny, môre is hy weer daar, en dan groei hy nog sterker. En dan kan jy hom weer gaan sny en trim, en jy kan hom probeer verdoem onder ander blomme, maar daai onkruid kom elke keer uit. Eers as jy hom wortel en al uittrek, dan groei hy nie terug nie. Nou, ons lewe is baie keer dieselfde. As ons net na die simptome fokus, kom die probleem terug. Maar pak hom by die wortel aan, trek dit uit, dan kom dit nie terug nie, en dan het ons oorwinning. Jakobus 4 is baie vir my dieselfde, waar Jakobus die wortel van die probleem aanspreek, die kern van die probleem. Nou as julle kan onthou, 2 weke terug, het ek gesê, Jakobus is een van die boeke, he doesn't sugarcoat anything. Okay, hy skryf vir die Joodse gelowiges hierdie brief. Dit is belangrik om deurgangs te onthou, die brief is geskryf vir Christene, vir mense wat tot geloof gekom het, nie ongelowiges nie. So hulle is eintlik direk praat hy met ons. En die probleme wat ons daar lees is dinge wat ons elke dag face en challenge. En dit is hoekom dit so 'n praktiese boek is. Nou, ek het gesê, he's not pulling any punches. Jakobus 4 is daai hoofstuk wat nogal harde houe gee. Jy weet daai oomfhoue wat jou wind uitslaan, jy voel hom so. Dit is nogal rof. So wat ek vir jou probeer sê is, maak jou vasgordel vas vanaand. Want die woord is konfronterend, maar dit is so bevrydend. Die rede hoekom ek dit sê is, die wortel wat Jakobus wil uittrek, en wat hy vanaand oor praat, die probleem is ons eie harte. En dit is nie altyd lekker om dit te hoor nie. En dit vat partykeer introspeksie wat ons moet gaan, en ons moet in ons eie harte gaan kyk, waar ons gekonfronteer word. Adrian Rogers het gesê, the heart of the problem
is the problem of the heart. Maar voor ons verder inspring in Jakobus 4, kom ons bid saam. Here, vanaand wil ons harte voor die troon kom neerlê. Vader, help ons om onderdanig te wees aan U, volgens U standaard. Ons vra vanaand dat U kom en ons kom leer om te doen wat vir U aanvaarbaar is, want U is ons God. Laat U goeie gees ons op gelyke paaie bring. Ek vra dit in Jesus naam. Mag die woorde van my mond en die gedagte van my hart in U welbehaag vind. Amen. Nou hoofstuk 4 se inleiding kry ons aan die einde van hoofstuk 3. Stefan het laasweek daaraan geraak en ek wil graag daarmee begin want dit is so krities om hierdie te verstaan soos wat ons in hoofstuk 4 in beweeg. Nou as julle julle Bybels hier het, asseblief maak oop, lees saam met my. As jy nie jou Bybel het nie, julle weet ek het vir julle laas gesê, let's get into the habit. Bring jou Bybel, bring jou eie vertaling, lees saam met ons, kyk dat ek reg lees en dat jy reg verstaan. As jy nie jou Bybel het nie, tik in die ou langs van jou, ons is kerk, so sit naby mekaar lees, maar jy kan ook op die skerm volg. Jakobus 3, ek lees vanaf vers 13 af, sê hy, wie onder julle is wys en verstandig, laat hy deur die goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar aards, nie geestelik en demonies. Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Julle moet hierdie onthou, vers 16, want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Vers 17, maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Nou Jakobus begin en hy vra, wie is werklik onder ons wys? Laat hy dit deur goeie gedrag en dade en sagmoedige wysheid toon. Jakobus herinner ons hierso dat ware wysheid gaan nie net oor wat ek sê nie, maar hoe ek leef. Ware wysheid is nie net om die regte ding te doen nie, maar om ook deur 'n lewe van goedheid en nederigheid dit te wys. So dis nie net wat ek weet nie, want ons weet baie keer die woord, maar dit is hoe ek dit wys, hoe ek dit lewe. Aardse wysheid, sê hy, lei tot jaloesie, selfsug, verwarring. Nou dit bevorder eie belang bo God se waarheid en dit vermom homself dikwels in sukses. Ek volg my eie kop, want ek weet wat ek gaan doen en baie keer kry ons die sukses. Maar Jakobus sê die aardse, dit is aards, dit is nie geestelik nie, dit is demonies. Met ander woorde, as wysheid nie van God afkom nie, kom dit van die Satan af. Nou, ware wysheid is die soort wat van God afkom. Dit is rein, vredelievend, sagmoedig en vol genade in woord en in daad. Met ander woorde wat ek spreek en dit wat ek doen. Dit bou ander op in plaas van af te breek. Dit pas baie mooi aan die vanoggend die wat in Lendou se preek, ons as kerk, wanneer ons met mekaar praat, hoe ons met mekaar interaksie het. Hier sê Jakobus presies dieselfde. Nou as ons in God se oë wys wil wees, moet ons onsself afvra, wys ons dade ook God se liefde en vrede? En is ons bereid om te luister, sagmoedig te wees en nederig te lewe? Want dit gaan hand aan hand. Nou, met hierdie inleiding gaan ons na hoofstuk 4 toe en Jakobus begin nogal baie hard. Belangrik, hy praat met sy Joodse gehoor, gelowiges. Hy begin in vers 4 waar hy vir hulle sê, waar kom al julle oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer nie? Julle begeer, maar julle besit niks. Julle pleeg moord en is vol jaloesie en julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog en tog het julle niks, omdat julle nie bid nie. Julle bid en ontvang nie, omdat julle op verkeerde manier vra, sodat julle dit in die welis kan deurbring. Egbreeksters, weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God.
Of dink julle dat die skrif verniet sê, God hinker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon het? Ja, ek het gesê, maak vas julle veiligheidsgordels. Nou, van julle sit hier en as 'n mens oppervlakkig lees, kan jy sê, okay, dis great, ek is nie 'n moordenaar nie, ek preek nie egpreek nie, daai Christene was baie rof, hy praat nie met my nie, maar julle moet verstaan, Jakobus praat hier in 'n konteks met 'n Joodse gehoor, en hy praat binne 'n konteks en 'n taal wat hulle verstaan. Nou, hy begin deur hulle te vra, en dan antwoord hy hulle ook sommer. Hy vra, hoekom beklei julle so? Okay, hy gebruik die hiperbool waar hy sê, dis oorlog en strydery, maar eintlik sê, hoekom is daar onmin en twis tussen julle? Julle wat aan my behoort, julle wat gelowig is, hoekom is daar moeilikheid? En dan antwoord hy hulle, hy sê, as gevolg van julle begeertes. Nou, ons sien hierso in vers 1 tot 5, waar Jakobus gaan praat oor die oorsake, hoekom daar onmin is, en dan in vers 6 tot 10 gaan hy vir ons die oplossing gee. Nou, hy gee 2 redes. Die eerste een is jou begeertes. Nou, die begeertes hier is wêreldse begeertes. Hy sê, waar kom al hierdie oorloë en gevegtes vandaan? Kom dit nie uit van julle begeertes nie. Nou, die woord wat hy daar gebruik is hedonisties. Nou, in Engels is dit hedonistic. Met ander woorde, daai begeertes is nie net begeertes hier of daar nie, dit gaan oor genotsig. Dit gaan oor plesiersig, selfsug. Al die dinge wat ons doen en God kyk en hy sug. Ja, al die sigwoorde, nê. Dit is wanneer genot, plesier, geluk, gemak, die primêre of belangrikste waarde en hoogste doel van ons lewens raak. Alles wat ek doen, gaan oor my. As dit goed voel, dan gaan ek dit doen. Dit is daai begeertes waarvan hy hier praat, en dit is wêreldse begeertes. Nou, ek sê nie ons as Christene met rondloop met suur gesigte, want ons wil nie hedonisties leef nie. Die woord sê, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Nou, jy kan nie God geniet en met 'n suur gesig rondloop nie. Maar die begeertes waarvan hy hier praat, is daai begeertes wat weg is van God. Dit raak die doel van ons bestaan om saam met God te wees en hom te geniet en hom vir altyd saam met hom te wees. Sonder God is daar nie vreugde nie. Of daar slegs 'n tydelike plesier. Maar die probleem is, dit bring nooit vervulling nie. Wêreldse begeertes bring nooit vervulling nie. Mense gaan altyd meer en meer en meer wil hê, en dit raak later is daar 'n leemte in ons hart. Net Christus bring vervulling. Nou, ons sien baie keer hoe mense hulle afsloof, hulle gaan werk toe, hulle werk verskriklik hard vir daai salaris wat hulle kry, en dan spaar hulle, en dan is hulle ongelukkig, en die tyd brand my uit, en dit gaan wild, en dan koop hulle met die geldjies wat hulle kom, hierdie plesiertjies, net om hulle lewe sin te gee. Die probleem is, hoeveel van goed in ons huis staan rond, wat ons gedink het, dit gaan nou my plesier gee. As ek daai ding het, nou gaan ek happy wees. En dan staan dit in stof opgaar, want dan is die volgende behoefte daar, en die volgende ding, vol onbruikbare dinge. Jare terug was daar 'n liedjie, Stacey Orica, ek weet nie of julle haar ken nie, maar sy het gesing, "There's got to be more to life than chasing down every temporary high to satisfy me. There's got to be more than wanting more." En dit is wat Jakobus hier aanspreek, is daai begeertes, daai wêreldse begeertes. Nou, ons besef nie dat 'n goddelike lewe vir ons daai plesier kan gee nie. Jakobus gaan aan en hy sê, jy het al hierdie begeertes, hierdie wêreldse begeerte, maar jy ontvang niks nie. Daarom is daar moord en jaloesie. Nou, hy praat nie hier van ware moord, soos wat ons moord ken, wat ons lees in die koerante en goeders nie. Hy verwys teen na dieselfde wat Jesus in Matteus 5, 21-22 praat, waar hy sê, julle het gehoor dat daar aan die voorouers gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En wie moord pleeg, is strafbaar voor die reg. Maar ek sê vir julle, elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar voor die reg is. En wie vir sy broer sê raka, is strafbaar vir die Shanrem. En wie sê jou dwaas, is strafbaar in Genas met sy vuur. Nou, Jesus kom bring net die standaard baie hoog. As jy kwaad is, het jy reeds in jou hart moord gepleeg. En dis waar hy hiervan praat. Jakobus sê, jy begeer en dan kry jy nie, en dan raak jy jaloers. En die jaloesie lei uit op hierdie. Nou,
Die eerste rede wat hy van praat het is hierdie wêreldse begeertes, en dan die tweede een wat hy sê is gebedloosheid. Hy sê, julle het niks, want ons bid nie. Hy sê hier, ons lê baie keer tekort, want ons vra nie vir God nie. Maar wanneer ons vra ons ook nie reg nie. Want Jakobus sê hier, as ons vra ons vanuit ons eie begeertes. Ons vra met die verkeerde motief. Ons wil self bepaal wat ons nodig het, en dan wil ons sê, God kom seën my. So ons kry nie, want God gaan vir ons gee wat ons nodig het, volgens sy wil, en nie volgens my wil nie. Nou soms hoor ons nie, want ons het klaar besluit wat die antwoord moet wees. Soms is dit moeilik om God se stem te hoor, as ons klaar besluit het wat die antwoord moet wees. Want ons voel ons weet beter. En dan, as ons bid, dan sê ons eintlik, let my will be done, not your will be done. Die ding is, ons sit onsself op die troon, en ons wil hê God moet ons kom seën. Nou, ek weet nie, hoekom is ons so bang om vir God se wil te vra nie. Want, besef ons nie, dat God die beste vir ons het nie. Die ding is, as ek eerlik moet dink, dan dink ek, die rede hoekom ek nie vir God se wil vra nie, is omdat my eie begeertes vir my te belangrik is. En ek hou so vas daaraan, dat ek nie kan sien, dat 'n goeie God vir my die beste in plan het nie. Die ding is, wat ons partykeer ook doen, is ons wil 'n flavour kom insit, asof ons dink ons kan God flous, nê. Dis amper 'n goddelike manipulasie, waar ons sê, God kom seën my, want as hy my seën, dan wil ek wil geld gee vir die kerk, sodat hulle kan bou. Ek wil vir Lenrou 5 miljoen rand gee, dat ons hierdie hele ding kan bou. Maar eintlik wat ons doen, en Lenrou gaan baie bly wees, maar weet jy wat, ons vra eintlik, want, ja, ek wil vir hom gee, maar eintlik gaan dit oor my. Of, Here, gee vir my 'n strandhuis, en as jy vir my 'n strandhuis sê, dan gaan ek die pastore seën, en hulle kan gaan vakansie hou in my strandhuis. Of ek gaan my selgroep vat, ons gaan op 'n boot ry. Ons dink ons kan God manipuleer, want God ken ons harte. Ons vra uit 'n plek uit waar ons eintlik ons eie behoeftes wil hê, en dan probeer ons manipuleer. Ons is die mens dom, nê. Nou, ons moet besef, God ken ons harte, en die doel van gebed is nie om God te laat buig na ons wil nie, maar sy wil te laat geskied, en daarom bid ons. Ons bid nie laat my wil geskied nie, ons bid laat u wil geskied. Nou, God weet wat goed is. As hy nie gee nie, is omdat dit nie in sy wil is nie. Die Amplified Bible stel dit baie mooi in Markus 11 vers 24. Hy sê, for this reason I'm telling you, whatever things you ask for in prayer, in accordance with God's will, believe with confident trust that you have received them, and they will be given to you. Die beginsel is, wanneer ons bid, moet dit volgens God se wil wees. So ons harte moet so in lyn kom met God se wil, dat wanneer ons vra, dit outomaties God se wil is waarvoor ek vra. En dan is dit wanneer dit geskied. Laas ook gesê, if you pray, you must become the answer to that prayer. As jy bid vir iemand, moet jy ook bereid wees om die persoon te wees wat iemand help in daai situasie. Want dan is ons besig om in God se wil te beweeg. Want dit gaan oor hom, dit gaan nie oor ons nie. Ons moet besef, ons het gesterf, en die oomblik toe ons gesterf het, is dit Christus. En dit is alles. Nou, ek lees 'n storie, ek hoor 'n storie van 'n pastoor wat net hierdie beginsel wil vasmaak, waar ons vertrou nie vir God nie. Dis 'n jong man wat in die kerk sit, en hy vra vir die Here, hy vra vir die pastoor, ek soek 'n vrou. Asseblief bid vir my vir 'n vrou. En die pastoor sê, nee, okay, ek sal saam met jou bid agter my aan. En hy sê, Here, stuur vir my 'n goddelike vrou. En die jong man sê, Here, stuur vir my 'n goddelike vrou. Vader, ek vra dat ek blind sal staan vir almal anders behalwe die een wat u vir my stuur. En die jong man bid dit agteraan. En hy sê, Here, ek vertrou u. En die jong man sê, Here, ek vertrou u. En die pastoor sê, maak nie saak hoe sy lyk nie. En die jong man, wow, wag nou 'n bietjie. En dit is die beginsel. Ons wil nie vir God vertrou nie, want ons dink ons weet beter. Hoekom sal God nie vir ons gee wat ons nodig het nie? Hy is ons skepper. Vers 4 en 5 sê Jakobus, en dit is nogal baie interessant, hy sê, julle egbreeksters, hy praat in die vroulike vorm hierso. Nou die egbreeksters, hy sê, egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie.
Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Nou, Matteus 6 leer ons, Matteus 6 vers 24 leer vir ons, niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal vir die een loyaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. So Jesus sê vir ons baie duidelik dat God nie ons verdeelde aandag wil hê nie. Hy soek ons harte. Nou, die term egbreeksters, hoekom dit daar in die vroulike vorm was, in die oorspronklike woord is dit egbreeksters. Ek weet van die vertaling sê egbrekers en egbreeksters, maar hy skryf hier, hy praat hier met 'n Joodse gehoor, en as jy kan dink in die Ou Testament en in die Nuwe Testament verwys hy elke keer na Israel. Elke keer as hulle wegdraai van God, het hy gesê, julle adulterers, julle egbreeksters. In die Nuwe Testament weet ons is die bruid van Christus. En wat hy hier probeer vir ons sê is, wanneer ons met die wêreld begin flankeer, wanneer ons dink ons hou God se hand vas, maar ons kyk vir die wêreld. Julle het almal daai meme al gesien van die ou wat so terugkyk na die ander girl en goeters. Dit is presies wat ons doen hierso. En hy sê dis egbreeksters, ons is besig om God se hart te breek, want ons is veronderstel om sy bruid te wees. Nou hierdie is 'n heilige jaloesie wat God vir ons het. En dit is reg vir 'n man om jaloers te word as hy sien iemand anders is besig om sy vrou se aandag te trek. Wat hier gebeur is die wêreldse begeertes wil ons harte van God af kom wegsteek. Nou die wêreld wat Jakobus hiervan praat is die kosmos. Dis die wêreldstelsels afgesonder en weg van God. Dis hoekom die woord vir ons sê ons is in hierdie wêreld, ons is in hierdie kosmos, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Nou 1 Johannes 2:15 tot 17 sê vir ons baie duidelik, moenie die wêreld of wat in die wêreld is lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie, want alles in die wêreld, dit wat die liggaam begeer en dit wat die oë begeer, arrogante spoggery oor besittings, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld en sy begeertes gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly tot in ewigheid. As jy verby 'n junkyard sit, dan staan daai karre daar, ou opgekrapte karre. Dit was eendag iemand se begeerte en prized possession. Wêreldse goed gaan verby. Vers 5 sê hy, of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hinker met 'n besittelikheid na die gees wat hy in ons laat woon het. Die gees van God is in ons. Ons moet besef dat Christus is in ons en ons hinker met 'n verhouding met God. Dit is die oorspronklike plan. Dis hoekom hy kom sterf het om daai verhouding terug te bring. Daai verhouding wat ons direk na God toe kan gaan. En wat ons dan doen is, ons flankeer met die wêreld. Ons wil teruggaan na die begeertes van die wêreld. Waar Jesus sê die begeertes van die oë, die begeertes van die vlees wat ons trek. Dis presies wat met Adam en Eva doen het. Toe Eva die vrug gesien het, die vrug het mooi gelyk, sodat 'n begeerte ontstaan. Nou hierdie gees hinker na 'n verhouding met ons. En wat ons doen is ons verruil dit vir cheap thrills. Vir die dinge van die wêreld. Romeine 1:22 tot 25 is nogal 'n treffende stuk waar hy sê, alhoewel julle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Hoekom? Hoor hierso. Hulle het naamlik die heerlikheid van 'n onsterflike God verruil vir 'n afbeelding soos die van 'n sterflike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Dit is wat ons doen. Die afbeeldings is vandag se begeertes. Dit is jou werk. Dit is daai dinge wat jou aandag aftrek. Daai series wat jy wil kyk, daai vriende wat jy wil behaag, alles wat jy sonder God doen. Hulle die heerlikheid van 'n onsterflike God verruil vir 'n afbeelding. Ja, dit is so treffend en ek hoop jy hoor dit reg. Want dit is wat ons doen elke keer as ons nie God in ons planne intrek nie. Elke keer as ons begeertes nie reg is nie. En dit is die rede hoekom daar jaloesie tussen ons koningskinders is. Daarom het God hulle deur middel van hulle begeertes van hulle harte oorgegee aan onreinheid, naamlik om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God vir die leuen verruil het en geskape wesens aanbid het en gedien het in plaas van die Skepper wat tot in ewigheid loowaardig is.
Hierdie laat my dink aan die stuk van die saaier, waar die saad op tussen die dorings geval het in die onkruid. En die woord sê dis hulle wat die woord hoor, maar die bekommernis en die afleidings van die wêreld en die woord hoor, maar die bekommernis van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstrik die woord en hulle bly sonder vrug. As jy tussen die begeertes van die wêreld en tussen God het, dit gaan jou verstrik. Dit is soos daai onkruid wat 'n mens nie met die wortel en al uittrek nie. En daarom word ons vyande van God. In plaas van verlief wees op God, op sy woord, gebed met hom, fellowship met hom, raak ons fokus op die bekommernisse en die bestuur van die wêreld. En dit is wat ons wegvat van God. Nou, dit is die oorsake wat hy gepraat het, die twee oorsake van ons bid nie en ons begeertes is nie reg nie. Nou in vers 6 tot 10 kom Jakobus en hy bied vir ons 'n oplossing van hierdie wêreldse begeertes. Dis 'n teenmiddel vir hierdie Christelike selfsug. Hy sê in vers 6, maar hy gee groter genade. Ja, dit is vir my so mooi. Dis hierdie harde houe en dan ewe skielik kom hierdie sagte woordjie, hy gee groter genade. Daarom sê hy, God staan die hoogmoedige steun, maar aan die nederiges gee hy genade. Dan gaan hy verder, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande sondaars en suiwer julle harte dubbelhartiges. Weeklaag en treur en huil, laat julle lag in droefheid verander en julle blydskap in somberheid. Verneder julle vir God, dan sal hy julle verhoog. Nou die eerste teenmiddel wat hier is God se genade. Nou ons moet besef ons maak foute en ons gaan baie foute maak, maar ons het genade. Hy gee groter genade. Nou julle sal onthou 2 weke terug as julle hier was, het ek uit Romeine 6 geleer dat hierdie genade is nie 'n kombers wat ons aantrek en 'n vry paas gee om net om te gaan sonde doen nie. Okay, as jy werklik na hom toe kom, kan jy nie anders as om te transformeer nie. Maar die oomblik wat ons na Christus toe kom, daai oomblik besef ons het daaglikse volhoubare genade nodig. Elke liewe dag. Vanaand toe ons bymekaar gekom het die span, toe hoor ons, ja, die lewe druk, dit gaan moeilik, dit is besig, my tyd word gesteel. En dit is die genade wat ons elke dag nodig het van God. Ons harte moet daagliks, my vrou praat van minuutliks en partykeer sekondeliks buig, want ons het dit nodig. Dit is God se genade wat ons help om in hierdie vervalle wêreld te kan bly staan. Maar wanneer jy struikel, wanneer jy val, hoef jy nie te sukkel met skaamte, skuld en seer nie, want wanneer jy val ons terug na hom toe in plaas van wegval. Johannes 1:16 sê hy, uit sy volheid het hy ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade. En dit is my so mooi dat jy weet, ons het 'n God wat lief is vir ons en sy standaarde is hier en ons gaan dit nie maak nie, maar sodra ons na hom toe kom het ons genade. En hoe nader na jou toe kom, hoe meer kom jy agter jy moet staat maak op daardie genade. Paulus is so 'n mooi voorbeeld hiervan. En hy roem op die genade. Paulus bid 3 keer, hoor hierso. Paulus bid 3 keer dat God die doring uit sy vlees wegvat. En God sê nee. Ja, as mens nou dink iemand wat bid vir God, volgens sy wil en goeders, God sê vir hom nee, it's not my will. En Paulus raak oortuig dat die doring in sy vlees hom nederig gehou het, sodat hy nie trots word nie. Hy sê in 2 Korintiërs 12, nou praat Paulus, hy sê self met die inagneming van die buitengewone aard van my openbarings. God het vir Paulus gevat en hy het vir hom sekere openbarings gegee in die hemel en goed, wat ek dink net 'n ongelooflike openbaring sou gewees het. En nou gaan Paulus aan, hy sê daarom, om te keer dat ek opgeblaase word, en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n engel van Satan om my met die vuis te kom slaan. Hieroor het ek die Here 3 maal gesmeek, dat dit van my moet wyk, maar hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my baie liewer op my swakhede beroem, sodat Christus se krag my kan beskut. Terwille van Christus verheug ek my in swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede.
Want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Dus soms kyk ons so vas in ons omstandighede dat ons heeltemal genade mis. En ek wil so ver gaan, ons raak so opgekrok in onsself, want ek is te nagekom dat ons nie eers God se genade meer soek nie. Want ek wil 'n pity party hê op myself. Ons mis God se krag wat dan deur ons werk. Nou, 'n baie mooi gesang, en ek wil dit net hier sit, want dit is hoe groot God se genade is. Dis 'n ou gesang, ek lees vir jou. He gives more grace when the burdens grow greater. He sends more strength when the labors increase. To added afflictions, he add his mercy. To multiplied trials, he multiplied peace. When we have exhausted our store of endurance, when our strength has failed, ere the day is half done, when we reach the end of our hoarded resources, our Father, full giving is only begun. His love has no limit, His grace has no measure, His power no boundaries, known unto men. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. Die genade eis wel dat ons na hom toe kom en aanhoudend na hom toe kom. Daarom sê Jakobus in vers 6, God staan die hoogmoediges teë, maar die nederiges gee hy genade. Nou Jakobus gee vir ons hierso 5 stappe om hierdie genade te aanvaar. Stap 1 sê hy, onderwerp julle aan God. Nou hierdie onderwerp is hupotasso. Dit beteken om ondergeskik te wees van iemand, om jouself te onderwerp aan iemand. Die Engels sê dit mooi, it's to be under obedience, to subdue, to subject, to submit oneself. Ek weet net van submit, as jy in 'n MMA greef gevashou, dan tap jy uit. That's submit. Ek gee oor aan die groter en die beter gesag. Dan, as 'n mens dit doen, as jy onderdanig is aan God, dan bid jy, let your will be done and not mine, want jy het gesterf. Die tweede een wat hy vir ons gee is, hy sê, weerstaan die duiwel en hy sal vlug. Nou hierdie is 'n aktiewe weerstaan. Efesiërs 6 vers 11 sê, trek aan die wapenuitrusting, sodat jy staande sal bly teen die liste van die duiwel. Nou, dis baie belangrik om hier te besef, hy sê, weerstaan die duiwel. Hy sê nie, toets die duiwel nie, hy sê nie, gaan flankeer met die duiwel nie. Kyk hoe ver kan ek dit push, ek wil kyk hoe naby ek aan die edge kan kom, voordat ek val. Dis nie wat hy sê nie, hy sê, weerstaan die duiwel. Nou, as ek met Driekus Du Plessis in 'n bekleierery moet wees, die beste manier om 'n losing te vermy vir my, is om nie in die ring met hom te klim nie. En dit is dieselfde met die duiwel. As ek hom weerstaan, wil ek nie weet waar hy is nie. Ek wil nie in die leeuhok loop nie, ek wil buite en ek wil wegloop, sodat ek nie naby dit kom nie. Die derde een is, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Nou hierdie is 'n aktiewe soek. Dit is wat ons skryf wanneer ons skrif lees, wanneer ons gebed doen, wanneer ons stilte tyd het. Ek soek aktief na God. In Psalm 73 sê hy, maar wat my betref, die nabyheid van God is vir my goed. Ek het my Heer, die Here, my skuilplek gemaak, sodat ek van al u werk kan vertel. Die ding is, wanneer ons nader na God, baie keer hoor ons mense sê, maar God voel so ver van my. Onthou net, as God ver voel, hy is nie die een wat geskuif het nie. Dis dalk jy wat moet nader. Dit laat my so dink aan in die gelykenis van die verlore seun. Toe die verlore seun weggaan en hy het al sy goed uitgegee en toe hy besef het, sy pa se slawe, die werkers daar was beter behandel. Ek gaan na my pa toe terugkeer. Toe die verlore seun na sy pa toe nader, toe die pa uitkyk en hy sien sy seun aangestap kom, die woord sê, hy het sy rok opgetel en hy het gehardloop na sy seun toe. Vir daai kultuur was dit onaanvaarbaar. Jy het dit nie gedoen nie. Hierdie ou trek sy rok op en hy hardloop na sy seun toe. Hy nader na sy seun toe. As jy nader na God, gaan hy na jou toe kom, want hy wil jou hê en hy wil jou omhels. En hy gaan jou nie soos 'n slaaf hanteer nie, hy gaan jou soos 'n kind hanteer. Nou, as jy mooi lees, beide van hierdie is 'n opdrag met 'n belofte. Weerstaan die duiwel en die belofte, hy sal van jou al wegvlug.
Hy sê, nader tot God in die belofte, hy sal na julle toe nader. Dan kan hy verder, hy sê, reinig julle hande sondaars, suiwer julle harte, julle dubbelhartige. Nou die hande hier verwys na ons aksies. OK, suiwer of reinig julle hande. Dit gaan oor ons aksies dit wat ons doen, wat ons met onder God se onderdanigheid bring. En dan die harte wys na jou motief. Kyk na jou dade, maar ook die motiewe van jou hart. Die 4de stap wat hy vir ons gee is bekeer jou en treur oor jou sondes. Hy sê weeklaag en treur en huil, laat julle lag en droefheid verander en julle blydskap en somberheid. Die Amplify lees baie mooi. Hy sê be miserable in grief and weep over your sin. Let your foolish laughter be turned to mourning and your reckless joy to gloom. As ons van kinders van God in sonde val, is nie 'n tyd om gelukkig te wees daaroor nie. Hierdie gaan oor werklike bekering. Ons moet haat wat God haat. God haat sonde. So ons moet wegdraai daarvan af. Jakobus praat hier van werklike, ware bekering. Hy praat nie hier van daai ek is jammer ek's uitgevang en nou wil ek tot bekering kom nie. Dit is 'n hartsaak hierdie. Maar hoekom? Want dit is teen ons grein. Dit gaan teenoor wie ons is. Psalm 51:17 is my so mooi. Hy sê, my only sacrifice acceptable to God is a broken spirit, a broken and a contrite heart, broken with sorrow for sin, thoroughly penitent. Such, O God, you will not despise. God gee nie om oor jou gebroke hart nie. Dit is die offer wat ons vir hom bring. Nou, as ons kan onthou, dit is onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, nader tot God, bekeer julle, en dan die laaste een is, verneder jouself voor God. Nou, dit is my so mooi dat hy sê, dat ons verneder voor God. Nou, mense het 'n slegte konnotasie met die woord verneder. Nou, verneder beteken, as iemand jou klein maak. Nou, ek het vir jou goeie nuus, as jy voor God staan, gaan jy klein wees. So, dit is nie 'n ding wat hy kom doen wat sleg is nie. Verneder vir God. As jy voor die almagtige God staan, gaan jy klein wees of jy nou wil of nie. Maar wat so mooi is, hy sê, verneder jou voor God. Jy nie kom verneder voor mense nie. Dis 'n persoonlike ding wat jy voor God doen. Dis vir my ook mooi om te sien dat Jakobus hier sê, verneder jouself voor God. Moenie wag dat God jou kom verneder nie. Doen dit self. Jy het enige tyd, die oomblik kan jy na God toe gaan en jy kan voor hom neerval en jy kan repent, jy kan terugdraai, jy kan onderdanig wees aan hom. Dit is 'n roep wat hy vir ons gee. Hulle sê om opgelig te word, dis waarvan hy praat, om opgelig te word, moet ons afkom voor hom. Hulle sê the man who bows before God can stand before anything. Dit bevat die idee hier sodat nederigheid en geloof in God se krag veerkragtigheid kan verskaf om enige uitdaging of teëspoed die hoof te bied. Die man wat voor die Here buig, kan voor enigiets staan, want hy verhoog ons in ons nederigheid. Ek hoop julle besef die beginsel, dit is, ek buig voor God, sodat ek kan staan voor die wêreld. Ek buig voor God, sodat wanneer die aanvalle kom, en dit gaan kom, kan ek sterk staan, want die een wat alles in beheer het, is die een wat my oplig. Die wortel wat Jakobus aanspreek is 'n hartsaak. Die enigste manier om die probleem van die hart op te los, is om dit te vervang. Ons lees in Esegiel 36, vers 26 tot 27, ek lees die nuwe lewende vertaling, hy sê, ek gee julle 'n nuwe hart, met die regte begeertes, en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg, en gee vir julle 'n nuwe, gehoorsame hart. Jy kry nie net 'n nuwe hart nie, 'n gehoorsame hart. En ek gee my gees in julle, sodat julle my, en hier kom die rede, hoekom God vir ons 'n nuwe hart gee, sodat julle my voorskrifte sal gehoorsaam, en doen wat ek beveel. Besef ons net, dit is hierdie transaksie, gaan alles oor God. It's not about me. Dit gaan nie meer oor my begeertes nie, dit gaan oor God se wil. In vers 11 en 17 raak Jakobus, ons beweeg na die einde toe, hy raak aan 2 sondes. Die eerste een is wanneer ons God uit ons woorde uitsluit, en die tweede een is wanneer ons God uit ons planne uitsluit. Vers 11 en 12 sê,
Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Wie kwaad praat van sy broer of oor sy broer oordeel, praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die wet nie, maar 'n regter. Daar is net een wetgewer en regter. Hy wat in staat is om te verlos en te vernietig. Maar jy, wie is jy om jou naaste te oordeel? Weereens sê Jesus Jakobus praat hier met gelowiges en dit is so in lyn met wat Lenrou vanoggend gepraat het. Ons is een liggaam. En dit is dieselfde wat Jakobus voorgenoem het, wanneer ons praat, Stefan het laasweek daaroor gepraat, wanneer jy praat met mekaar, moet jy seker maak, jy praat uit liefde uit. Jakobus sê, die wet waarvan hy praat, is die wet wat hy in Jakobus 2 noem, wat hy sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. The royal wet. Okay, die tweede een wat hiermee gelyk staan, na jy Here jou God moet lief hê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou sodra God nie meer in ons spraak is nie, en dit wat ons bely nie, en wat ons sê, as hy nie meer teenwoordig is in dit wat ons sê nie, dan is ons woorde krities, oordelend en foutvinderig. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So as jou hart vol van daai begeertes is, dan kom daar jaloesie uit. En dit is waarvan hy praat. Nou raak ons krities met mekaar. Nou raak ons foutvinderig. Nou ons moet baie mooi die onderskeid tref. Jakobus is nie besig om oor teregwysing te verban nie. Hy sê nie hierso, everybody can go, ons moet nie judge en goeters nie. Dis baie belangrik om te snap. Ons moet sondige aksies teenoor God aanspreek. Kyk, die woord sê vir ons in 1 Korintiërs 5:12-13, what business is it of mine to judge those outside the church? Are you not to judge those inside? God will judge those outside. Expel the wicked person from among you. So ons kyk baie duidelik dat wanneer jy broeders en susters in Christus is dit 'n verantwoordelikheid om met daai persoon te gaan praat. As my broer besig is om sonde te pleeg, is dit my plig om in liefde en in waarheid na hom toe te gaan. In Matteus 18 sê hulle baie duidelik vir ons, as jou broer teenoor jou sondig, moet jy hom teregwys. Waar julle twee alleen is, as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem hom maar 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuienis elke saak bevestig mag word. As hy weier om na julle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. So daar's 'n baie duidelike opdrag van die woord om mense tereg te wys. Maar Jakobus praat nie hier daarvan nie. Jakobus praat hier om nie teen ons broers te praat nie, om af te kyk. Jy weet daai lekker insteek vermaaning. Ja, Lotter, ek het jou gesê, nê. Eintlik kry ek lekker daaroor. Maar hoekom? Hoekom is dit so? Want ek wil goed lyk. As ek ander afbreek, wil ek goed lyk. Ander manier wat hulle sê is, moenie gaan en sê, dit wat ons agter hulle rug sê, maar nie in hulle gesig sal sê nie. Of dit wat jy van hulle gesig sal sê, maar jy sal dit nie vir iemand anders herhaal nie. Dit is hierdie soort vermaning wat hy hiervan praat, sodat ons kan goed lyk. Jakobus sê, verder hy sê, daar is net een regter. Okay, en hy praat hier van God. Daai regter is nie jy nie. Nou, baie keer wil ons standaarde hê vir mense en ons wil standaarde hê vir onsself. Ek het nou die dag gery, nou staan jy in die verkeer, nou sien jy net hoe sekere mense hier op die G-lyn verby jou steek. Ja, dan raak ek kwaad. Maar as ek my hart gaan kyk, weet jy hoekom ek kwaad raak, is omdat ek nie die guts het om dit self te doen nie. Nou raak ek kwaad vir hulle en ek oordeel hulle. En dan kom ek eintlik agter ek is besig om regter te speel, want ek is eintlik net bang daarvoor. En dan, as jy baie haastig is, dan vat jy maar daai kans en dan sien jy hoe gaan die mense langs jou te kere en dan vat jy hom net, want ek is mos laat. Hulle mag dit doen nie, maar ek mag dit doen. Dit is waarvan hy hier praat is, ons wil mense oordeel volgens die wet. Okay, maar dit word nie in liefde gedoen nie. Ons wil steekies inkry. Nou, ons sê ons is kinders van God, maar ons betrek nie God by ons planne nie. Dit is waar vers 13-16 verder praat. Hy sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan, en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eens wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie
wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle met hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. En dan baie belangrik, hy sê, as iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit sonde. Nou wat Jakobus hiervan praat is wanneer ons God uit ons planne haal. Hy begin in vers 14, hy sê, kom nou, julle wat sê vandag of môre. So ons wil ons eie tyd bepaal wanneer ons dinge wil doen. Dan gaan hy verder en hy sê, kom ons gaan na daardie stad of soen toe. So ons wil bepaal waartoe ons gaan. En dan hoe lank ons dit wil doen, in 'n jaar daar deurbring en handel dryf. So ons wil, wanneer ons dit wil doen, bepaal ons wil, hoe lank ons dit wil doen en die aksie wat ons wil doen, maar ons bring nie vir God in ons planne nie. Nou, hierdie versies wys 'n arrogante onafhanklikheid van God. Nou, dis skerry om te dink, hy praat met ons, kinders van God. Want ons sê ons is kinders van God, en ons behoort aan hom. En dit blyf my verstommend, hoe ons nie die almagtige God van die heelal wil betrek in ons planne nie. Veral, omdat hy deel wil wees. Ons wil bepaal en hy moet dit kom seën. Ons moet besef, wanneer ons kinders van God raak, en wanneer ons in geloof kom, is dit 'n totale oorgee aan wie hy is. Ons vertrou nie net vir Jesus vir ons redding nie, maar ons vertrou hom vir elke aspek van ons lewens, en ons vertrou hom om ons te kom lei. Jakobus 2 sê dit ook, en hy herhaal dit hierso, Christene wat glo in God, maar leef soos ateïste, met ander woorde, hulle soek hom nie, hulle is nie gehoorsaam aan hom nie, hulle raadpleeg hom nie, hulle leef nie volgens sy wil nie, doen presies wat Satan en sy demone doen. Ons sê ons glo in God, maar ons wil nie ons harte buig vir hom nie. Nou, ons hoef nie bang te wees vir God se planne vir ons lewe nie. En ek weet nie hoekom is ons nie. God gee die beste vir die besluit vir hom los. Nou, daar is niks verkeerd om te beplan nie, daar is niks verkeerd om te droom nie. Maak net seker, ons droom en ons planne is in sy hande. Nou, ons weet nie wat môre inhou nie, maar ons ken die een wat môre vashou. Daarom sê die skrywer in Psalm 90 vers 12, Teach me to number our days, that we may gain wisdom, or gain a heart of wisdom. Nou, dis die goddelike wysheid wat Jakobus in hoofstuk 3 van gepraat het. Ons tyd op aarde is so gou verby, maar dit is die enigste tyd wat ons oor het om God te behaag, om God te gehoorsaam, om saam met ons planne uit te kan leef. Die probleem is, ons moet nie in 'n plek val waar jy 'n geredde siel het nie. En hy sê, you cannot have a saved soul, but still, you can have a saved soul, but still live a wasteful life. Jy is dalk gered, maar jy mors jou lewe. Die ding is, as daar nie 'n plan vir jou lewe was aan God nie, die dag toe jy gedoop was, kon jy jou net so wel onder die water gehou het, tot jy doodgaan en hemel toe gegaan het. Dis waar. Maar baie van ons mense wil so leef. Jy dink, dit is die einde, en nou moet ek net wag tot ek die dag doodgaan. Dis eintlik hier waar dit begin. Dis eintlik hier waar ek sê, nou is ek beskikbaar. Ek het gesterf, nou is ek beskikbaar om vir God of vir Christus te leef. Psalm 23 leer ons baie mooi, as God ons herder is, sal ons alles hê wat ons nodig het. Kom ons hou vas aan ons herder. Ons begeertes is nie altyd wat ons nodig het nie, maar God sal altyd wees wat ons nodig het. Nou, Jakobus sluit hoofstuk 4 af, en ek weet Stefan sal volgende week aangaan met hierdie stuk, maar hy waarsku ons om nie hoogmoedig te moet wees nie. Jou lewe, jou geld, jou sukses, jou intellek, alles wat jy oor kan roem, kan in sekondes weggevat word. Jy kan alles verloor. Want in spite van wat ons dink, ons is nie in beheer nie. Die worship band, julle kan so lank vorentoe kom. Jakobus sluit af met vers 17, hy sê, as iemand weet om die goeie te doen en dit nie te doen nie, dan is dit vir hom 'n sonde. So as jy weet, die bekleierery wat uit jou uitkom as gevolg van jou wêreldse begeertes, jy weet dat ons God se genade moet soek. Jy weet dat ons self moet opreg bekeer en na sy wil toe kom. Jy weet jy moet jou naaste lief en jy nie oordeel nie. Jy weet ons moet onderdanig wees aan God. Deur God in te sluit in ons woorde en ons planne. Ons weet dit. Jakobus sê as jy dit nie doen nie,
dan is dit sonde. Nou jy kan op jou stoel sit en geen van die gebooie breek nie. Jy kan net daar sit en steeds sonde doen want jy mis God se plan vir jou lewe. Dis amper soos as ek vir jou 'n kaartjie gee, as ek vir Stefan 'n kaartjie gee Disneyland toe. Maar dis 'n free pass. Hy kan voor in elke ry gaan wat daar is. Hy kan by enige kosstalletjie kry en net kry. En hy gaan Disneyland toe, maar hy gaan in die hotelkamer en hy slaap net. Dis presies dit. As ek vir Lenra sê, Lenra, hier is vir jou vakansie Wildtuin toe. Dis nagritte en jy kan gaan op 'n rit en dit is die beste plek en jy kan eet wat jy wil, maar hy gaan net en hy gaan klim in sy kamer en hy slaap die hele week daar. En hy gaan nie een keer uit nie. Dit is hoe dit is as ons God se plan mis vir ons lewe. Jy het dit gekry, jy het die geskenk ontvang, maar jy leef nie daarvolgens nie. Nou, ek sluit af met Spreuke 3, vers 5 tot 7. En dit som eintlik alles so mooi op wat ons vanaand oor gepraat het. Ek kon eintlik net hierdie stuk gelees het en ons kon 'n vroeër aand gehad het. Maar dit is my so mooi, hy sê, vertrou volkome op die Here. Jy moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Alles. Ken hom in alles wat jy doen. Weet julle wat is die definisie van alles? Dis alles. Alles is alles. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Weet jy, God is so geïnteresseerd in elke detail van jou lewe. Elke detail. My vrou gaan so 2 weke terug gaan sy Gauteng toe vir opleidings en goed daar. En sy pak haar klerekas en die Kaap was warm daai week. En ons kyk op die weather app en nee, Gauteng lyk warm. Die Heilige Gees sê vir haar, pak vir jou trui in. Sy sê, wat? Nee, sy gaan nie. En hy druk op haar hart, pak vir jou trui aan. Ek dink jy het 1 truitjie ingepak, lief. Geen truitjie ingepak het. OK. Sy gaan Gauteng toe, dis seker een van die koudste reën, stofweer en goeters. Dit wys jou net, selfs in daai klein details, vir God met ons kom praat. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig in staat maak. Jy ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het wysheid en pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Nou ek beleef regtig toe ek voorberei het dat die Heilige Gees is hier om ons te oortuig vanaand en hy sit dalk van ons hierso wat besef. Ja, ek het dalk 'n vriend van die wêreld geword. Ek het dalk meer begeertes van dit wat die wêreld vir my kan bied, het ek gegaan of ek het net geflankeer met die wêreld. Die wêreld se dinge raak vir my belangriker. Ek wil God se hand vashou, maar ek wil vir die wêreld kyk. Of jy bid, maar terwyl jy bid, het jy eintlik net jouself op die troon. Of jy skinder en praat van broers en susters in die gemeente. Dalk hoor jy nie God se stem nie, want jy het reeds in jou hart besluit wat die antwoord moet wees. Jy besef dalk dat jy glo God se genade is nie vir jou genoeg nie. Of dalk weet jy al 'n geruime tyd van dit wat jy moet doen, maar jy doen dit nie. Of as ek eerlik moet wees, jy is bang vir God se plan, want jy is bang jy met jou begeertes en jou drome opgee. Dalk sit jy al hier en jy stap 'n lang pad met die Here en jy besef, dis tyd om te reconnect. Of dalk het jy nog nooit 'n kommitment gemaak vir God en jy besef vanaand, weet jy wat, daar's meer in die lewe as wat ek gryp en ek word nie vervul nie. Elke ding wat ek gryp en elke ding wat ek doen, daar's nie vervulling in nie en ek het hierdie God nodig. Dalk wil jy kom bid vanaand en jy wil sê, ek wil my onderwerp aan God, ek wil die duiwel weerstaan, ek wil nader tot God beweeg. Ek wil werklik tot bekering kom en ek wil my hart regtig vir die Here kom buig. Dis dalk moeilik. Dis dalk moeilik om te kom staan of om te sê dis ek. Maar ons het vanaand gelees, verneder jou vir God en hy sal jou verhoog. As jy buig vir hom, gaan hy jou verhoog. En ek wil vra as dit jy is, as die Heilige Gees met jou praat, wil jy nie vir ons staan nie. Ons is 'n kerkie so en ons wil saam, hulle gaan die housewives afsit, maar ek wil hê ons moet kerk wees vanaand. Ek wil hê ons moet om die mense gaan staan en ons vir hulle bid. En dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed, want ek sluit myself hier in. Want as ek self kyk, dan sien ek, ja, die
wêreld is besig om te flankeer. Hy roep harder as ek. As dit jy is, staan vir ons asseblief. Vat daai stap van geloof. Amen. Amen. Dankie Here. Ek vra as jy rond jou kyk, ons is kerk vanaand en ons gaan mekaar bedien vanaand. Ek wil nie iemand met alleen staan nie, daar agter is iemand asseblief. Kan ons uitbeweeg? Neem vrymoedigheid. Kom ons gaan staan by iemand en kom ons bid. Here, ons harte streef daarna om U te behaag in alles, maar soms skiet ons tekort, liewe Vader. Dankie vir U oneindige genade wat ons dag na dag, elke dag meer en meer van kry. Vader, ek vra dat U ons sal kom lei. Heilige Gees, kom bekragtig ons, kom lei ons om U wil te volg, want U is ons God. Vader, laat U wil geskied in ons lewe in elke liewe aspek. Maak ons begeertes U begeertes, liewe Vader. Kom deursoek ons harte, liewe Vader, en verteer dit wat nie van U af is nie. Ons bid dat U in die kragtige naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.